Hallo julle almal, ek voel baie geëerd om hier te wees vanaand. Nicola, Nico, vreeslik baie dankie vir die uitnodiging. Ja, ek is 'n 39-jarige doodnormale mamma van 'n klein dorpie in die tuinrite van Suid-Afrika en ek het min of meer dieselfde agtergrond as Nicola en Nico. My man het vir die laaste 8 jaar ook H2A oor see gewerk, 9 maande van die jaar weg. Ons het 2 klein kindertjies en eerlikwaar daar's 'n wanpersepsie van ons mans wat in Amerika werk. Geld is goed, yes, maar dit is nog steeds nie genoeg om volhoubaar te wees nie. As jy vat hulle moet 3 maande van die jaar want hulle terugkom sonder 'n inkomste. Hier's nog steeds uitgawes aan die kant. Met dit alles gesê, ek moes nog steeds 3 werke gewerk het. Mamma alleen. Ek was net op daai punt van ek kon nie meer nie. My dogtertjie het laas jaar Augustus het sy vir my kom vra een aand terwyl ek hier in my garage wat my workshop was. Kom vra mamma, hoekom werk ons so baie? Ons gaan nooit iewers heen of doen iets nie. So dat ek nie behalwe die feit dat ek die tyd gehad het vir nie is dat ek het nooit finansies gehad om iets saam met hulle te gaan doen nie, want so gou as wat die geldjies ingekom het, was daar 'n gaatjie waar ek dit iewers moes ingeprop het. En ek het daai selfde aand het ek op social media gegaan, TikTok spesifiek, waarop ek persoonlik nie eens was nie. Ek het my besigheid se goede opgesit. Ek is 'n meubelkunstenaar gewees. En die heel eerste video wat ek sien was 'n mamma wat gesê het hoe sy in dollars verdien van die huis af van haar selfoon af en sy het al miljoene gemaak binne 'n paar maande. Obviously, enige Suid-Afrikaner, soos baie van julle ook hier op vanaand, was die hengse skepties geweest en ek het aanhou kyk en ek het my navorsing baie deeglik gedoen. Ek was tot by boekhouers gewees om alles uit te vind, is dit legal, is dit legit, above board, al daai goed. En die dag toe ek uitvind dit is taxable, daai was vir my die grootste ding geweest. Ek wil nie die tax man ontduik het nie. Ek wil nie in die moeilikheid kom nie. Toe ek hoor dit is legal, taxable, above board. Dis 'n besigheidsmodel, dis actually die hoogste betaalste online beroep wat jy kan doen en is beginnervriendelik. Toe het ek gesê, okay, hier gaan ek. Maar toe die volgende probleem wat ek gehad het, ek was klaar broke. Ek het nie 'n sent op my rekening gehad nie. So ek het geld gaan leen om te begin. En binne 3 weke het ek my geld wat ek ingesit het om my program te koop, het ek net so teruggemaak weer met my eerste seil te maak. 6 weke daarna het ek my hoofwerk gelos en 2 maande nadat ek begin het, toe het ek vir my man gesê, kykie Boetie, jy kom huis toe. Ek weet ons het 5 jaar plan gehad, ons trek nou al by 8 jaar. Jy kom na huis toe. Hy sit nog steeds hier agter my in die TV-kamer, saam met die kinders. Ons het ons gesin saam weer teruggekry. Ons dogtertjie is nou 7 jaar oud. Haar pappa het haar ontmoet op die lughawe toe sy 4 maande oud was. Boetie het sy pappa verloor toe hy oor see gaan werk het. Lewendig verloor, ek bedoel dit nou nie in 'n slegte manier nie. Toe hy 2 jaartjies oud was. So ons kinders het nie hulle pa regtig geken nie. Hulle begin nou eers weer hulle pa leer ken. Dis vir my meer as net die geld. Yes, dit is amazing. Jy kan nie lewe sonder geld nie, maar dit is wat die tyd wat ons terugkry, die opportunities wat dit vir ons gesin gee om weer ons bande saam te bou. Dis vir my kosbaar. Mens kan nie tyd terugkoop nie. En ja, so ek het actually eergister, wanneer was dit? Gister. Ja, gister het ek my laaste werk gelos. Ek is nou 'n full-time stay-at-home mommy en full-time digital marketer. Ek het nooit in my wildste drome gedink ek gaan hier sit vandag en TikTok video's maak nie. Ek het nooit gedink dit gaan so maklik wees om net te doen wat influencers doen. Ek het altyd soos Nicola gesê het, ek het gedog mens moet 'n influencer wees om dit te kan doen. I'm no one special. Ek sê doodnormale mamma.